Baie welkom by die uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Het is hierdie Sondag nagmaal by ons en ek wil graag almal uitnooi wat kerk toe kom. Dink 'n bietjie na oor die betekenis van die nagmaal. Kom ons berei ons voor om saam die nagmaal van ons Here te gebruik. Ek wil graag 'n paar woorde sê oor die belangrikheid en die mag van ons woorde. Jakobus 3 praat van die beheersing van die tong. Ek lees gou so 'n paar stukkies daaruit. Vers 5 sê, so is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. Wat is die mag van die tong? Wat is die mag van ons tonge? Die mag is om die Here God te loof of om nie te loof nie, en om ons naaste op te bou of af te breek. Ek is seker, almal van ons het self ervarings daarvan, of ken mense, wat iets is by die skool gesê, toe jy nog kind was. Positief, wat jou lewe lang by jou gebly het, en jou gehelp het, en jou gedra het, of negatief, wat ook jou lewe lang by jou gebly het, en eintlik meegedoen het, aan 'n stukkie swak dink oor jouself. Jakobus sê, die tong het groot mag, en dan sê hy, dis moeilik om die tong te beheer. Hy vergelyk dit met 'n perd, hy sê vir 'n perd kan jy stang in sy bek sit en hom beheer. Vir 'n groot skip, klein roertjie stuur hom, maar niks of niemand, sê Jakobus, kan die tong beheer nie. Ek lees gou nog 'n vers of 2. 'n klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid. Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. 'n Entjie verder, geen mens kan die tong tem nie. Dis 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. My broers, so moet dit nie wees nie, sê Jakobus. Jesus haak aan by hierdie gedagte van, dis wat ons sê, wat ons besmet, wat Jakobus hier sê. In Matteus 15 sê Jesus, dis nie wat uit die, wat 'n mens eet, wat in jou ingaan, wat jou liggaam onrein maak nie. Hy's natuurlik nou in 'n twisgesprek met die Fariseërs, van jy mag dit eet en jy mag dit eet, maar jy mag nie dit eet nie, want dit maak jou onrein. Nou sê Jesus, nee, dis wat uit ons monde uitgaan, wat ons onrein maak. Want, sê hy daar in Matteus 15, dit kom uit ons harte uit. En dan sê hy daar, uit ons harte uit kom dan woorde van twis en geldgierigheid en kwaad praat en 'n klomp negatiewe goed, wat Jesus daar noem. So die ding wat ons nou moet kyk, is ons harte. En ek wil graag 2 beelde gebruik. Die eerste beeld is van marinade. Ek wonder of jy 'n lekker marinade resep het, wat jy miskien hierdie Kersvakansie wat oor 'n rukkie voor lê gaan gebruik. En wat is die bestanddele van jou marinade? Nou, ons harte lê ook in 'n marinade. Dit wat by ons oë inkom, en dit wat by ons ore inkom, en wat ons toelaat om 'n invloed op ons denke te hê. Want in die omgewing waarin jy funksioneer, daar word jou gedagtes en dan nou ook jou woorde gevorm. So, eerste vraag is, hoe lyk jou marinade waarin jy jou brein marineer? Filippense 4 sê, alles wat reg is, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rein is, watter deug of lofwaardige saak daar ook al is, daarop moet ons gedagtes rig. Nou, daai is marinade. En ek gesels met 'n vriend oor hierdie beeld vir my, en hy sê, hy het 'n marinade gemaak, en hy het 'n paar goed wat hy ingooi, maar een van die goed wat hy ingegooi het, was afgewees. En hy het dit eers agtergekom toe hy die vleis eet, dat iets is sleg aan die marinade. Dis soos om tee te drink, en die melk was af. Die water is dieselfde, die tee is dieselfde, as jy met suiker drink, is die suiker dieselfde,
maar die melk wat af was, maak die hele tee sleg. So iets waarmee ek my hart marineer, of waarmee ek toelaat om in my marinade in te kom, kan my hart sleg laat smaak. Hoe? Deur die woorde wat ek sê. So daar's vir my twee kante wat ek iets wil sê. Die een is by my gedagtes, by wat ek dink, dit wat uit my hart uitkom, moet ek kyk wat daar aangaan. Spreuke 4 vers 23 in die 2020 vertaling sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want dis die oorsprong van die lewe. So dit wat ek in my hart koester, of wat niemand kan sien, stel ek my bloot aan die woord van die Here, aan die gedagtes van die Here, soek ek dit, is dit vir my belangrik, dan sal dit my beïnvloed, my hart beïnvloed, en dit sal my tong beïnvloed. Die ander beeld wat ek wil gebruik is die beeld van 'n sif. As ek praat, voordat dit by my mond uitkom, moet ek dit sif. En daar's 3 goed wat ek moet vra. Nou julle ken dit in Engels, is it true? Is it kind? Is it necessary? Nee, is dit waar? Ek moet niks sommer sê, as dit nie waar is, dan moet ek dit net daar afsny. Is dit vriendelik? Kind is egter meer as vriendelik. Nee, kind is 'n manier van optrede wat die ander persoon positief hanteer. En is it necessary? Want baie keer kan daar goed wees wat waar is. En ek kan my daar beroep en sê, ja, maar dit is waar. Is dit nodig om dit te sê? Ek wil afsluit met 'n gedeelte uit Efesiërs 4 uit, wat hierby aansluit. Vers 26 sê, as jy kwaad word, moenie sondig nie. Om niks te sê nie, of om net eers asem te haal, om net eers kalm te word, voordat jy iemand antwoord, voordat jy 'n reaksie gee. As jy kwaad word, moenie sondig nie. Dis heeltemal verstaanbaar en normaal as iemand onder provokasie terugbyt. Die Here wil nie hê ons moet dit doen nie. So stang aan die brein of stang aan die tong. Nou sif ek dit. Is it kind? Dit kan waar wees, maar dis nie vriendelik nie. Ek lees vir ons ook Efesiërs 4 vers 29. Vuil taal moet daar nooit uit jou mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. Goed en opbouend en julle hoorders ten goede. Dink 'n bietjie. Eerstens is die marinade waarin jou brein lê, waarin jou brein of jou hart blootgestel word, is dit goeie marinade, wat 'n goeie effek op jou het. Tweede vraag, as jy praat, gaan dit deur daai sif van goed en opbouend en dit kom my hoorder ten goede toe. Is dit waar? Is dit nodig? Is dit vriendelik of opbouend, moet ek liewerster sê? Is dit opbouend om dit te sê? Kom ons bid 'n oomblik. Here Jesus, dankie dat U vir ons kan sien en dat ons ook in die nagmaal kan vier, dat U vir ons gesterf het, sodat ons saam met U kan lewe, en dat U alles wat ons al ooit verkeerd gedoen het, ook al die mense wat ons seer gemaak het, deur ons woorde, dat U ons daarvoor ook vergewe. Maar help ons, Here, dat ons daadwerklik moeite sal doen daarmee, om te dink voordat ons iets vir iemand sê, sodat dit opbouend kan wees vir die persoon wat dit hoor. Help ons om U sout en U lig ook op hierdie manier te wees. Amen. Ontvang die seën van ons Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons wees en bly. Amen.